Maar niet te maar, dankie. Ons praat bietjie oor gebed. Nie bietjie nie, ons praat diep en ernstig oor gebed en ek wil regtig vir my hoop en vertrou dat jy al in hierdie tyd, terwyl ons geleer het van gebed, dat die Here regtig waar met jou gedeel het en dat jy regtig waar begin het om jou gebedskapasiteit 'n bietjie te verhoog. Ek wil vertrou en ek wil glo dat jy regtig waar saam met ons almal baie ernstig beginne bid vir jou eie omstandighede, soos ons vir jou omstandighede bid, jy vir ons omstandighede bid, en ons bid vir die kerk, en dis wat belangrik is. Baie dankie dat jy saam bid. Ek stap so 'n klein treetjie terug, en ons het laasweek gepraat oor, ons het 'n klomp goed geraak in die vorige weke, maar laasweek het ons spesifiek gepraat oor die gebed wat breek, daai menslik onmoontlike gebede, wat ons nie baie keer weet hoe om onsself 'n antwoord te kry nie. Kan jy dit onthou? Menslik onmoontlike gebed, daai gebed waar die Here net in jou lewe moet instap, en as die Here nie instap nie, is alles verlore. Ons het woensdag aand het ons gepraat oor Filippense 4 vers 6, dat ons het die voorreg om oor alles in ons lewens te bid. Alles beteken net dood eenvoudig alles. Jy kan oor elke ding in jou lewe bid. Daar is nie 'n limiet wanneer jy na God toe gaan in jou gebed, dat jy onseker hoef te wees dat God dit nie sal antwoord nie. God sal elke gebed van sy kinders antwoord, mits ons natuurlik daarin glo. Woensdag aand het ons oor die alles gepraat, en vir die ouens wat daar was of ingeskakel het, die alles beteken vir jou wat nie ingeskakel het nie, jou kar se sleutels raak weg. Nie omdat jy oud is nie, maar omdat jy net iewers te verlê het. Jou bankkaart of jou chequeboek raak weg. Onthou jy dit? En toe praat ek met jou oor Elisa, 2 Konings 6, van die buil wat in die water geval het. Ag, julle moet tog inskakel woensdae aande, want nou raak ek goed wat julle niks van kennis van het nie. En dan lyk dit nou of ek oor jou kop praat. As ek jou nou 'n toets laat skryf, het jy gedop. So ek wil jou maar aanmoedig om te sê, skakel maar woensdae aande in by die selgroep. Ons kan hoeveel mense vat op daai link? 49 mense wat inskakel. As ons nie plek het nie, dan connect jy maar dat mamma saam met jou kan kyk, maar skakel asseblief in. En dit was my so awesome gewees om te weet dat alles beteken ook mekaar se sleutels wat weg is. Alles beteken, alles wat ek iewers te verlê het en nie weet hoe ek dit gaan, dit kan die Here ook vir my antwoord. Alles beteken die Here kan die pyl uit die water uit laat opkom vir ons. Die Here kan die onmoontlike doen, en die alles wat ek nie dat waar ek nie dalk die oortuiging in het dat God kan antwoord nie. God kan alles doen. God kan die trane van jou oë afdroog, dis alles. God kan die hartseer in 'n oomblik vir jou laat verdwyn, dis die alles. God kan vir jou 'n werk gee, dis die alles. God kan jou verhoudings regmaak, dis die alles. God is jou fondasie, dis die alles. Oor alles kan ons bid. En wanneer ons oor gebed praat, moet ons vanmôre vir mekaar sê, luister, ons het nou net vanmôre gehoor en gesien dat hoe die Here gebede antwoord van hulle wat regtig waar God op sy woord vat. Kan ek vanmôre as 'n onwaardige predikant vir jou sê, ek weet die antwoord op jou gebed is Jesus. Die Here het nog nooit opgehou om sy kinders se gebede te verhoor nie. En hy sal dit altyd verhoor. Die Bybel beskryf dit so in Hebreërs 10 vers 8. Hy sê Jesus Christus is gister, vandag en in môre en tot in al die ewigheid bly hy dieselfde. Jy kan alles van hom vra. Hy sal vir jou alles antwoord, mits jy dit glo. Vanmôre gaan ek in 'n neutedop met jou praat oor gebed wat volhard. Dis nodig dat jy weet dat ons nie net vir alles moet bid wanneer daai alles 'n noodsaaklikheid in my lewe word nie.
Maar is nodig dat ek vir altyd, in elke omstandighede, elke oomblik van die dag, vir daai alles kan bid. Dis nodig dat ons as kerk moet weet, dat gebed wat volhard, is die gebed wat die antwoord bring. As jy volhard in jou gebed, we need to start praying intensively. As jy die hand van die Here wil begin sien beweeg oor jou lewe, en in die mense saam met wie jy bly, die mense saam met wie jy werk, dan sal jy intensief moet begin bid, dat God die berge sal laat skuwe in mense se lewens. As ons wonderwerke wil sien gebeur, sal ons moet begin om te volhard in ons gebed. Ek het die woordjie volhard gevat, en ek het na 'n paar goed gaan kyk, maar dit sê nie vir my wat ek wil sê nie. Toe breek ek om myself op in 2 woorde, vol en hard. Vol en hard, of vir myself het ek gesê, ek moet voluit ernstig bid vir die Here. Of, in plain Engels het ek gesê, well, go for it. Maak nie saak waar daar is nie, you go for it. Want ek weet God sal my gebede antwoord. Wanneer ek in die regte verhouding met hom staan, weet ek God sal my gebed antwoord, want my gebed is die lewensaar van my verhouding met hom. En wanneer kinders van die Here dit begin besef, dan sal die kankers begin uitval. Kom ons begin gou vanmôre by die groot goed. As kinders van die Here begin besef dat gebed die lewensaar van ons verhouding met God is, sal die kankers begin uitval. Sal die verslawing van wat jy ook al vanmôre in hierdie plek mee sit en jy's daaraan verslaaf, sal die verslawing met jou breek. Jy sal nie met die verslawing breek nie, maar die verslawing gaan met jou breek, want daar kan nie plek wees vir die woord van God en die woord van verslawing nie. Daar is nooit en kan nooit 'n ooreenkoms wees tussen lig en duisternis nie. God sal altyd 'n antwoord bring wanneer die kinders van die Here intensief en met volharding begin bid. Ek dink hierdie het ek ook al gesê vir jou, so ek touch so 'n bietjie op goed wat ek al reeds gesê het, wat ek vanmôre wil inbring by volharding. Gebed is baie meer as wat ek en jy dink, dat dit hand in hand loop saam met my godsdiens. Gebed is baie meer as 'n godsdienstige gebruik. Jy behoort te bid al kom jy in die kerk toe nie. Jy behoort te bid al gee jy nie die maand jou tiendes nie. Jy behoort te bid al het jy nie 'n werk nie. Jy behoort te bid al het hulle in jou kerk hoe kwaad gemaak. Jy behoort te bid al stem nie met my altyd saam nie, behoort jy te bid. As jy wil hê ek moet 'n beter predikant word, moet jy vir my bid. Dit het niks te doen met my godsdiens nie, niks. Gebed is die lewensaar wat my verhouding versterk tussen my en God. Nou moet jy my nie verkeerd verstaan nie, daarby sê ek nie, en ek bedoel nie dat jy by die huis moet bly en nie na kerk toe kom en nie deel van die liggaam moet wees nie. Dis 'n preek vir 'n ander tyd. Gebed is die God-gegewe middel waardeur die gelowiges met die Here kommunikeer, sodat God daai menslike onmoontlike gebede in my lewe tot stand kan bring. Gaan hoegenaamd nie oor die teologie van 'n kerk en die geloof of die kerk dogmatiek nie. My gebed bevestig, ek kom nou by skrifte waar ek hierdie goed gaan staaf mee. My gebed bevestig my volle afhanklikheid wanneer ek bid wat ek in God bely. Dis hoekom ek bid. As Jesus, wat die lam van God was, alhoewel hy nie sonde gehad het nie, maar alhoewel hy deur verskriklike, ernstige verdrukking en vrees en angs, veral in die tuin van Getsemane was, as hy dit goed gedink het om in sy omstandighede te bid, hoekom kan ek en jy nie in ons omstandighede bid nie? As hy gebid het, al was hy God, in sy omstandighede, hoekom wil ek en jy nie bid vir ons omstandighede nie?
Hoekom kan ons nie sê, my gebed maak my volkome afhanklik van God en ek bely dat ek in hom glo, sy genade te ontvang deur sy gebed. Alles sal my te beurt sal, mits ek dit glo. Want deur gebed werk God volgens sy raadsplan op hierdie aarde. Deur gebed werk God sy raadsplan in jou lewe uit. Ek dink ek het dit Woensdag aand gesê of laasweek, ek kan nie onthou nie. Ons moet ophou vir die sout en die peper en daai goedjies te bid in die huis. Deur my gebed werk God volgens sy raadsplan en hy versterk my sodat ek kan staande bly teen die aanslag wat my kant toe kom. Dis wat gebed doen. Hoegenaamd niks met godsdiens uit te waai. Kom ek lees vir jou, Efesiërs 6 vers 10 tot 8. Ek lees dit uit die Boodskap vertaling. Julle gaan op die bord hê op 'n ander vertaling. Daar bly nog een ding oor waaroor ek met julle wil praat. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan. Maar julle kan dit alleen doen as julle naby aan die Here bly. Waar moet ons wees? Naby aan die Here. Wat hou my naby aan die Here? Gebed. Hou my naby aan die Here. As ek met die Here praat, ken hy my hart. As ek wag dat die Here antwoord, het ek die antwoord. Sodat ons naby die Here moet bly. Hy is sterk en daarom kan hy julle sterk maak. Laat ek die voorbeeld van soldate in 'n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat God vir julle gegee het om mee te veg, sodat die duiwel julle nie sommer om die eerste hoek en draai met al sy slim planne oorrompel nie. Dit is eintlik 'n baie nice vertaling hierdie. Een ding moet julle weet, daar is 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. En hierdie oorlog kan nooit gewen word as ek nie die vrymoedigheid het om met my koning te praat nie. Hoor gou 'n bietjie verder. Dit is nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ons moet teen die onsigbare magte van die vyand, van die Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen bose dinge, maar hulle kom eintlik van oral af. Sorg dat julle al die wapens reghou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op jou toesak, julle nie 'n duim vir hulle terug hoef te staan nie. Met al sy aanvalle en dinge sal die duiwel net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal wenners wees. Die 13de vers. En dit is die klere wat julle moet aantrek om te keer dat die duiwel iets aan julle doen. Dit is die klere wat julle moet aantrek om te keer dat die duiwel iets aan julle moet doen. 1. Die waarheid moet soos 'n beld om jou middel vasgebind word. Die waarheid moet soos 'n beld om jou middel vasgevang word. Ek het dit al gesê, ek gaan dit gou weer sê. As iets jou skielik jaag en jou beld is nie vas nie, gaan jy met die broek op die hakskene gevang word. Kinders van die Here word gevang met die broek op hulle hakskene, omdat hulle nie waak en omdat hulle nie bid nie. Die Bybel skrywe in Matteus 26, 24 dink ek, kom ek net gou daarby kyk, Matteus 26 vers 4, terwyl Jesus in Getsemane is, toe sê hy vir sy disippels, waak en bid, sodat julle nie in allerlei versoekings sou val nie. Wat moet hulle doen? Hulle moet waak en hulle moet bid. Hulle moet volhard in hulle gebed, sodat hulle nie in allerlei versoekings kan val nie. Nou kom die Bybel en hy sê, die waarheid moet jy soos 'n beld om jou middel vasbind. Die wete dat God jou van al jou sondes vrygespreek het, moet soos 'n stuk staal om jou bors wees. Jy moet altyd gereed wees om vir ander te vertel van die vrede wat Jesus vir ons bring. Dit moet so skoene aan jou voete wees. Dan is daar nog jou geloof.
Die intieme verhouding met die Here moet soos 'n skild wees, waarmee jy al die giftige aanvalle van die bose keer en eenkant toeslaan. Dan vers 17. Jy is nie meer in die kloue van die sonde nie. Nee, jy is gered. Dit is soos 'n ysterhelm wat jou gesig en jou kop beskerm. Die ou Afrikaanse vertaling sê net, en as verlossing, of op jou hoof die helm van verlossing. Wanneer 'n mens daardie gedagte sien, of daar dink, die helm van verlossing, dan dink jy, dit is soos net soos 'n mosdop wat ons in die army gedra het, wat net hier oor jou oë kom hang, daai mosdop. Maar dis nie dit nie. Hierdie een beskryf dit eintlik baie mooi. Hy sê, wat jou gesig en jou kop beskerm. Met ander woorde, bose planne kom deur die oë van die mens, bose planne kom deur ons oë, bose planne kom deur ons mond, bose planne kom uit ons verstand uit, en nou kom Paulus, en hy skryf daardie ysterhelm, wat jou gesig en jou kop beskerm, sodat jy nie in allerlei versoekings kan kom nie. Die boodskap van God is soos 'n swaard wat die Heilige Gees vir jou gee om stryd te voer. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Julle moet altyd bid. Is dit nie snaaks dat hy al die goeders vir ons noem, wat ons moet aantrek geestelik om weerstand te kan bied teen die magte en die bose geeste in die lug nie. Maar dan sluit hy dit af en dan sê hy, maar julle, maak nie saak wat gebeur nie, julle moet altyd bid. Praat met God en vra wat julle wil weet. Die Heilige Gees sal julle help daarmee. Kinders van die Here haak vas by die peanut butter en die stroop en by al die ander klein dingetjies wat eintlik niks het nie. Ek het net vir jou gesê, alles beteken alles. Ja, wanneer jy jou kaarsesleutel verloor en wanneer jy net mistas en jy weet nie hoe dit werk nie, ja, ek het dit vir jou gesê. Maar om te volhard in gebed beteken om veel meer na die geestelike dinge te kyk waarin die vyand baie keer die oorhand in ons lewens kry. Kom ons dink nou maar net daaraan, hoe vinnig dink jy negatiewe dinge? Hoe vinnig kan jy net die slegte laat uitkom wanneer jy 'n storie hoor van iemand in die kerk wat dalk geval het of die mas nie kon opkom nie, of iemand by jou werk wat sy vingers in die til gehad het van die besigheid en hulle fire hom. Hoe vinnig het ons 'n eiertjie te lê oor die sulke mense? Hoe vinnig kan ons net mense se lelike goed uitbring? Wag, dit is tog so lekker om oor ouens se lelike goed te praat. En dis die goed wat die Bybel ons teen waarsku. Hy sê julle moet waak en bid, jy moet volhard in gebed, sodat julle nie in allerlei versoekings val nie. Gebed is al die weerstand wat ek bou wanneer ek met God praat, sodat my verstand en my liggaam en my oë en my ore en my mond nie in versoeking kan kom, sodat ek myself in omstandighede kan sit waar ek my dalk moontlik nie kan uitkry nie. En daarom kom Christus en hy sê vir sy disippels, Matteus 26 vers 41, hy sê waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Om in gebed te volhard beteken net om nie moedeloos te word en sommer net op te hou bid wanneer jou antwoord wegbly nie. Partykeer gaan ons 'n jaar vir goed bid. En dan kan dit gebeur. Partykeer bid ons een gebed, soos met klein Bonnie, en dan begin die Here met 'n wonderwerk doen. Ons verstaan nie hoe die Here werk nie. Al wat ons weet is ons moet waak en ons moet bid. Ons moet volhard in gebed totdat die Here vir ons die antwoord gee, al lyk dit partykeer of daar nie antwoord is nie. Ons moet aanhou bid, want dit is my as gelowige se voortdurende gesprek met God, waarin ek sal aanhou vra en aanhou klop en aanhou wag met die wete dat God is getrou en regverdig om al my gebede te antwoord. As jy Matteus 26:41 lees, dan sal jy agterkom, dis dan wat die Here vir hulle sê. Hy sê, wanneer jy bid en jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word. Wanneer jy vra, sal daar vir jou geantwoord word.
Gebed het die magtige uitwerking en dis die middel wat God gestel het sodat ek en jy kan hoor die inspraak van die Here in ons lewe. Jakobus 5 vers 16 praat egter 'n ander kant van ons gebedspatroon, maar 'n kant wat diep inslaan in die egtheid van ons gebed. 'n Kant wat diep insny rondom hoe ek geposisioneer moet word met my gebed. Hoor wat sê Jakobus 5 vers 16. Bely julle sondes teenoor mekaar. Bely mekaar julle misdade, sê die ou vertaling, dis wat hy sê. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. So, kom stop net eers daar. Bely julle misdade vir mekaar en bid vir mekaar. Party van ons wil hierdie groot goed bid, maar ons kan nie die ou langs ons vergewe nie. Ons kan nie die ou langs ons vryspreek nie. Ons weet nie wat dit is om in 'n vryspraak ons knie te buig en te verstaan dat God die hemele vir ons sal oopbreek nie, want ons loop met hierdie onvergewingsgesindheid nodig. Hoor wat sê hy? Bely julle misdade teenoor mekaar. Met ander woorde, vertel vir mekaar wat in jou hart ingaan. In steede daarvan om van jou broer se slegte ervaring en ondervinding 'n sosiale Facebook platform te gaan oorheers om te sê, ek ken vir Sannie en Sannie het dit en dit gedoen. Hoor wat sê hy dit? Hy sê, voordat jy bid, luister net na iemand se hart. Want miskien het daai ou 'n fout gemaak en hy weet self nie om by die Here uit te kom nie, want hy diskwalifiseer hom oor die fout wat hy gemaak het. En hy kan nie bid nie. Nou sê die Here, bely mekaar julle misdade. Luister na mekaar se harte en bid vir mekaar. Eerder as om te skinder, eerder as om sleg te praat, eerder as om af te kraak, eerder as om negatief te wees. Dis 'n kwaai stelling hierdie. Aan die hand van Efesiërs 6 is dit 'n absolute kwaai stelling hierdie. Hoe kan ek ooit durf waag om die volle oorlogklere aan te trek, maar ek hoor nie na my mede-Boetie en my mede-Sissie se hartseer en dit waarmee hy in sy hart rondloop en die ellende wat hy beleef nie. Ek sien hom net en ek sien hy lyk sleg en ek sien hy verloor gewig en al wat ek sê, seker maar vigs. En dis maar so ons werk. Maak moeilikheid met mekaar. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. En dan sê hy, die vurige gebed van die regverdige het 'n groot krag. God wil hê dat ons aanhou sal bid, dat ons volhard in gebed totdat hy die antwoord sal gee. Lukas 18 vers 1 en verder aan is een van daai dinamiese pragtige skrifte in die Bybel van hierdie onregverdige regter. Terwyl daar 'n dame was wat in 'n probleem sit met 'n ander party en sy aanhoudend kom kla by hierdie regter om te sê, help my, sien asseblief dat daar reg en geregtigheid kom. Maar elke keer dan gooi hy net 'n dowe oor. En uiteindelik praat die vrou hierdie regter van Lukas 18 soveel male op 'n dag, dalk weke, dalk maande, dat hierdie onregverdige regter uiteindelik 'n besluit geneem het om te sê, al sal die mense dan nou van my wat sê, ek sal vir hierdie vrou en ek sal aan haar reg doen, ek sal haar antwoord gee. Jy moet dit gaan lees. Dan verander die hele prentjie van hierdie regter, wat hierdie vrou gedink het, daar is nie hoop nie, daar is nie uitkoms nie, daar is nie antwoord nie, want ons bid ons net, tot wanneer ons nie 'n antwoord kry nie, dan draai ons om en ons stap weg. Wanneer goed nie vir my uitwerk soos wat ek gebid het nie, dan draai ons op en ons stap weg. Maar hierdie vrou het aanhoudend teruggegaan na hierdie regter toe om te sê, help my, doen aan my reg. Laat daar regverdigheid wees. En uiteindelik het hy gesê, hulle kan nou vir my sê wat hulle wil sê. Ek is nou moeg, ek gaan hierdie vrou nou antwoord. Die Engelse vertaling van Lukas 18 in hierdie spesifieke aanhoudende gebed sê, what makes you think that God would not step in and work justice for his people
who constantly, continuously pray for the answer. Wat laat jou dink? Wat laat jou dink God gaan nie in die arena van jou lewe instap en jou nie gaan antwoord nie? Miskien is dit jou eie ongeloof. Dan is daar teksverse soos 1 Tessalonisense 5 vers 17 dat ons nooit moet ophou bid nie, ons moet altyd volhard in gebed, want God het die vermoë om te antwoord. Hier is 'n teks in Jeremia 33 vers 3 wat net so oulik is. Jeremia was opgesluit in die tronk, reg in die middel van die tronk. En terwyl hy daar is, ek dink Jeremia was moedeloos, want jy moet hoor wat sê die skrif. Terwyl Jeremia daar is, kom die Here na Jeremia toe. Terwyl hy in die tronk sit, kom die Here na Jeremia toe. Hy sê, Jeremia, vra vir my net wat jy wil. Jy het dit al ervaar? Sê, vra my net wat jy wil. Hy sê, roep my aan en ek sal jou antwoord. Ek sal jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge. Jeremia, jy weet nie hoe jy gaan uitkom nie, maar vra my. Vra my, ek het vir die antwoord. Vra my hoe ek hierdeur gaan kom. Vra die Here hoe jy hierdeur gaan kom. Vra die Here hoe jy môre gaan staan by dit waar jy moet wees, waar jy moet rekenskap gee op daardie groot besluit wat voor jou lewe gaan. Die Here sê vanmôre, vra vir hom en hy sal jou wys hoe jy daar moet uitkom. Hy sal jou groot en ondeurgrondelike dinge wys. Goed, wat jy dalk nie eens besef het, gaan in lyn val nie, gaan die Here vir jou in lyn val. Gaan die Here vir jou in lyn laat val. Die Here het die gebed ingestel as 'n middel waardeur ons afhanklik van hom kan leef. En ouens wat nie bid nie, is eintlik ouens wat eintlik vir God sê, ek het jou nie nodig nie. Dit is eintlik wat ons sê. As jy nie bid nie, beteken dit jy het God nie nodig nie. En dan is jy op 'n gevaarlike plek. Dan raak jy 'n risiko vir jouself en mense wat saam met jou in die huishouding bly. Die Here het dit ingestel, juist dat ons moet wys, ons is afhanklik van hom. Ons leef in 'n wêreld wat sonde voortbring en allerhande goed voortbring om ons lewens af te takel. Versoekings en 'n geestelike stryd word deur ons lewens gekenmerk. En juist te meer hieroor moet ons volhard in ons gebed, sodat ons gebedslewe nie as oppervlakkig moet sien nie. Jy moet in die oggende werklik waar tyd inneem om te begin bid in gees en in waarheid. Want ek weet nie wat die dag vir my inhou nie. Mense gaan uit hulle huise uit en hulle kom net nooit in die middag terug nie, want iets ergs het met hulle gebeur. Nou kom die Bybel en hy sê dat die volhardende gebed is 'n tipe gebed wat nooit oppervlakkig opgeneem moet word nie. Dit moet nooit gesien word as net 'n gewoonte nie. Wanneer jy agter jou kar se stuur wil inklim, bid jy en sê, Here, take the wheel. Amen. Wanneer jy by jou werk uitklim, dankie. Ek het nou die oggend iets gepost op my daaglikse goedjies wat ek vir jou gee. Begin vanoggend net met 'n dankie sê. Kan jy dit onthou? Is die ding van gebed. Ons sien baie keer die ander kant van gebed. En volhardende gebed beteken juis nie dat God ons probeer oorreed of ons probeer dwing om te bid nie. Maar God wil liewer hê dat ons juis sonder dwang sal bid, sodat God kan optree en opdaag in elke een van ons omstandighede. Is dit nie 'n awesome God nie? Hy sal jou nooit dwing om te bid nie. Hy sal jou nooit forceer om te bid nie. Maar hy wil eintlik hê dat jy sal moet bid, sodat hy sal optree en intree in elke omstandighede van ons lewe. Dit is 'n awesome God. Hy laat ons nooit in die steek nie. Sê, en wanneer jy bid, die Here is volkome soewerein. Dit moet ek en jy vanmôre verstaan. Hy het ons lief en God doen alles volgens sy raadsplan. En dit moet ek en jy onthou. God doen alles volgens sy raadsplan wanneer ek en jy enige gebed aan hom adresseer. Luister wat sê Jesaja 46 vers 9 tot 10. Laat julle gedagtes teruggaan. Hy praat met Israel. Laat julle gedagtes
teruggaan na alles wat lankal gebeur het. Hoor hoe mooi sê hy dit. Hy sê, ek is mos die enigste God. Daar is nie 'n ander God buiten my nie. Net ek kan sê wat uiteindelik gaan gebeur. Wanneer jy bid, net God kan sê wat uiteindelik gaan gebeur. Daarom bid ons altyd, nie soos my wil nie, maar soos hy leer sy disippels so te bid. Hy sê, so moet julle bid, en dan sê hy, laat u wil geskied soos in die hemel, en so ook op die aarde. Hierdie moet vir jou vanmorgen net laat verstaan, dat deur volhard te bid, en in volharding te bid, beteken nie dat God 'n nou antwoord gaan gee nie, en 'n skierlike antwoord gaan gee nie, skierlik die hemel oor jou lewe gaan oopmaak nie, skierlik net gaan prosesseer dat goed gaan gebeur. Nee, partykeer waag ons, en hier is die bewys daarvan. Jy moet dit omkring in jou Bybel, so as jy weer negatief staan en in ongeloof staan oor jou gebed, lees dit 'n bietjie Jesaja 46. God sal uiteindelik laat gebeur wat moet gebeur. Hoor wat sê hy? Wat ek dan besluit het, staan vas. God het op die regte tyd besluit dat julle sal 'n kar kry. God het op die regte tyd besluit vir elke iets wat in hierdie plek in mense se lewens plaasgevind het. Hoor wat sê hy? Ek het die vermoë om mense te roep. Ek het die vermoë om roofvoëls bymekaar te laat kom. Ek laat hulle doen wat ek besluit het. Ek laat dit gebeur soos ek dit beplan het. Volhardende gebed, God besluit om ons gebede te antwoord wanneer hy wil. Al wat hy van ek en jou sê is, moenie ophou om te bid nie. God sal wel elke ding waarvoor ek en jy bid en vra, sal hy tot uitvoer bring, mits ek hom natuurlik glo, en mits ek in verhouding staan. God kan nie na die gebed van die sondaar luister nie, want die gebed van die sondaar kan nooit vir hom die voorreg bring, wat die gebed van die kinders van die Here vir hom bring nie. Die Here het die volmaakte gebedspatroon kom skep, om vir ons te leer bid. Hy sê in die boek van Matteus 26, hy sê dat sy sweet, terwyl hy gebid het daar, en jy moet sien wat gebeur in Matteus 26. Hy kom in Getsemane, en hy sê vir sy disippels, gaan wag julle hier, en wragtig, hy vat 3 van sy disippels, wat naby aan sy wart was, Petrus, Jakobus en Johannes, en hy vat hulle saam, en hy sê vir hulle, kom julle 3 saam met my, en kom ons gaan bid. En hy kry hulle aan die slaap. En hy sê, julle kan nie eers vir 1 uur bid nie, julle kan nie eers vir 1 uur uithou om te aanbid nie. Getsemane was die plek waar jou Jesus en my Jesus gebid het, sê die Bybel, dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. Hy het 'n aanhoudende, volhardende gebed gebid, ernstig, toegewy om te sê, Here, hier lê 'n groot ding. Hy het met sy pa gepraat teenoor homself eintlik, want hy was God geopenbaar in die vlees gewees. En hy praat met sy pa en hy sê, as hierdie beker by my moet verbygaan, help my. Andersins laat U wil geskied. Dis onmisbaar vir die kinders van die Here dat God nie ons gebede sal verhoor nie. Ons kan dit nie mis nie. Volhardende gebed bring net, julle is verskoon, Kobaai, ry veilig julle, hulle het 'n afspraak, Kobaai, hulle het gevra, hulle gaan 11 uur ry, hulle het begrafnis. Volhardende gebed bring 'n kragtige deurbraak. Volhardende gebed bring 'n kragtige deurbraak. Om aan te hou bid, gaan vir jou bring uiteindelik wat jy voor te staan kom. God antwoord sy kinders wanneer ons ernstig en opreg in
in gebed na hom toe wil gaan. Elia was 'n mens soos ek en jy. Jy kan dit gaan lees in Jakobus 5 vers 17 tot 18. Elia was 'n mens soos ons, maar omdat hy gelowig gebid het hy God gevra dat daar nie reën moet wees nie, maar uiteindelik weer later gevra dat die reën moet val. Was dit die krag van Elia, of was dit die krag van die gebed wat Elia se versoek laat verhoor het? Die krag van die gebed van Elia, wat die hemel toegemaak het, sodat daar nie reën sou val nie. Volharding in my en jou gebed is nodig, dat ons sal aanhou en uithou ten spyte van, ek mis die punt, Daniël 10 het vir 21 dae lank gebid, dat daar 'n saak vir hom gestel moet word, en dat die Here vir hom 'n uitkoms moet gee. Van ons bid nie eens 21 minute oor 'n saak nie, dan vee ons dit by die deur uit, dan sê ons wil nie meer aangaan nie, ons wil nou net hê goed moet nou gebeur. En uiteindelik kom die engel van die Here en herinner hom, sê, Daniël, jou gebed was al eintlik dag 1 gehoor gewees. Maar die magte en die owerhede in die buitenste ruim het verhinder dat die engel vir jou die antwoord moes bring. 21 dae beklei die engel van God teen die engel van die mag, van die duister, om Daniël se antwoord by hom te bring. Partykeer moet ons net verstaan dat ons gespits moet word in dit wat God in my lewe wil kom bring. Dat ek nie met dowe ore en toe oë sal bid en wegdraai en hopeloos sal wegstap met die wete dat God nie kan antwoord nie. Jy het baie keer net nodig om te bid dat die Here jou geestelike oog moet oopmaak, sodat jy kan sien wat in die riem van die geestelike besig is om te gebeur. Jy het baie keer net nodig om te sien dat daar's 'n mag, daar's 'n duistere negatiewe mag wat jou gebed blok, sodat dit nie by die Here kan uitkom nie. Of sodat die Here nie die antwoord kan bring nie. Kom ons maak dit so, soos Daniël. Ons het baie keer net nodig dat ons moet geestelik ingestel word wanneer ons bid. Ons is baie keer so baie praterig in ons gebed dat ons gee nie God kans om met ons terug te praat nie. Ons oë is geestelik toe en ons ore is geestelik toe. Ons is horende doof en ons is sienende blind. Maar God gebruik gebede, en God gebruik gebede as ons middel tot ons herstel en ons volkome recovery in wat elke omstandighede van ons lewe ook al mag wees. En daarom is dit vanmôre belangrik dat ek en jy moet weet, volhard in gebed. Hou aan om te bid. Hou aan om gedurig met die Here te praat. Hou aan om altyd deur met die Here doenig te wees. In jou kar, by die huis, voor jy braaivleis hou. Ons het nodig om te begin intens in die geestelike te begin bid. So, ek gaan met jou volgende week die stappie vat om te sê, hoe begin ek in die geesriem? Hoe begin ek te bid dat ek kan sien wat geestelik besig is om te gebeur? Hoe begin ek te bid dat ek in my gees begin ervaar dat God is besig om te begin beweeg? Hoe begin ek te bid dat ek kan sien dat God se hand is besig om 'n beroering of 'n roering te bring in my gebed? Waak en bid. Volhard in gebed. Want Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, ek het dit nou gelees, maar teen die owerhede en teen die magte en teen die wêreldheersers van hierdie eeu en teen die bose gees van die lig. Ons stryd is daar. Ons elende is, ons word getroef met al hierdie goed. Maar die vurige gebed van die regverdige, die aanhoudende gebed van die regverdige, het 'n magtige uitwerking. Al wat ek en jy moet doen is om aan te hou bid. Hou aan bid vir die klein goed. Hou aan om te bid vir die groot goed.
Hou aan om te bid vir wonderwerke. Hou aan om te bid vir ons regering. Hou aan om te bid vir die bekering van sondaars. Hou aan om te bid vir die groei in die gemeente. Hou aan om te bid vir die predikant en die leiers en die bestuur van hierdie gemeente. Hou net aan om te bid. God verhoor gebede. Dit bring oorwinning wanneer ons deur moeilike geestelike tye gaan, bring gebed oorwinning. Dit bring net dood-eenvoudig oorwinning. Daar's niks lekkerder vir my as om in die oggend wakker te word en met die koning te praat nie. Daar's niks lekkerder vir my in die oggend as almal uit die huis is, uit is en ek kan na my kantoor toe gaan en ek kan met die koning gaan praat nie. Tweede keer. Daar's niks lekkerder vir my as ek in my kar is en ek kan met die koning praat nie. Derde keer. Ek was so oortuig dat ek Vrydag aand 'n kontrak sou skryf van 'n kliënt. Inteendeel, die kliënt is so oortuig dat sy die plek gaan koop. Sy sê vir my, bring asseblief die kontrak saam, jy het mos al my details, ek wil teken op die huis. Ek begin al dankie te sê vir die Here, Elsa. Regtig, ek begin regtig dankie te sê vir die Here, dankie vir die deal, ek het dit so nodig. Net om daar te kom, en die verkoper sê vir my, sorry, ons kan nie hierdie aanbod aanvaar nie. Ek het nie moedeloos geraak nie, ek wil jou dit sê. Ek het nie moedeloos geraak nie. Ek het nie. Maar ek het teruggery huis toe en gesê, ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie die waaroms nie. Ek weet een ding. As hy heeltemal flop, gaan die twee in sy plek gee. Dis hoe ek glo. Ek vertrou God onomwonde, roekeloos, dat God in my en in jou lewe, deur my en jou gebed groot dinge kan doen. Roekeloos. Volhard in gebed, wees roekeloos in jou gebed. Hou dit voor die Here, tydig en ontydig. Hy skryf hom in die boek van Jesaja. Hy sê, ek het wagte op jou mure gesit, wat my elke dag gedurig deur herinner aan my beloftes. Nie geforseer nie, herinner hom net. Here, jy het beloof, U sal vergroot en verklein sorg. Here, U het beloof dat U sal in elke behoefte. Here, U het beloof, herinner hom net aan sy beloftes. Sal. Dankie dat jy saam met my bid en dankie dat jy saam met hierdie gemeente bid. Dankie dat ons vreesloos kan bid en teenoor die vyand kan kom staan wat in ons mense se lewens vernietiging wil bring, wat kom slag en wil kom steel en verwoes in ons mense se lewens. Dankie dat jy saam met my bid elke keer wanneer ek iets op die groep vra om te sê, kom ons bid vir hierdie mense dat God wonderbaarlik in mense se lewens kan intree. Dankie dat jy saam met my teenoor die duiwel kom staan sodat ons sy luste oor ons lewens kan breek. Wanneer jy by dit kom, vergeet jy van die sout en die peper en die melk. Begin om te bid dat die vyand in jou lewe nie kon steel, slag en verwoes nie. Begin om teenoor die vyand te staan. Om te sê, vyand, dit staan geskrywe. Dit staan geskrywe. Al wat ek en jy moet doen is, moenie ophou om te bid nie. Mag die Here vir jou seën in hierdie dag wat voorlê, en in die week wat voorlê, dat jy volgens Efesiërs 3 vers 20, alles verbo wat jy mag bid, of dink en vra, dat God dit vir jou voorspoedig in jou lewe gaan gee. Kom ons staan op vir 'n oomblik. Elke kwaal vanmôre, Here, elke kwaal vanmôre, elke siekte, elke bekommernis, elke swaar kry, elke neerslagtige gees, elke depressiewe mens, elkeen wat hartseer is vanmôre, elkeen wat vanmôre nie die pad van môre en oormôre kan sien nie, elkeen wat vanmôre net in 'n diep gat sit en nie weet hoe ons daar gaan uitkom nie. Ons het vanmôre die antwoord gekry en dit is om net aan te hou bid.
en nooit op te hou nie. Here, help ons om vir al ons omstandighede net te kan bid. Want u werk volgens die raadsplan en u besluit. Nie op ons tyd nie. Nie in ons wil nie. Maar net soos u wil. Laat u wil geskied in ons lewens, soos in die hemel, en so ook op die aarde vanmôre. Terwyl ons vanmôre dan weer saam bid as 'n gemeente, wil ons in die geestelike helm teenoor elke aanval van die vyand kom staan, Here. Elke vuurige pyl wat die vyand na ons toe kom aftrek, om ons seer te maak, af te knou, ons te laat terugdraai of te laat uitsak, wil ons vanmôre teenoor die vyand kom staan en in die woord van die Here oor hom te quoteer, om te sê, vyand, daar staan geskrywe, elke vuurige pyl wat jy na ons toe afvuur, het ons die autoriteit om terug te stuur. Here, ons stuur elke pyl van die vyand wat teen ons gemik is terug, waarvanaf dit kom. Sodat dit in sy omgewing gaan verwoesting saai, en glad nie tussen die kinders van die Here verwoesting en verdeeldheid bring nie. Dankie vanmôre dat ons kan aanhou bid met die wete, God het vir elke gebed op sy tyd ons antwoord, en ons sal nie ophou om te bid nie, en ons dankie daarvoor. Ontvang jy al die lof en ontvang jy al die aanbidding. Amen. Baie dankie. Ek groet u daar agter by die deur. Onthou, ons het nie